Alwyse God en wonderbare raadsman, waar sal ons insig verstaan kry as die lewe soos deur Dominee Hennie se familie vir ons stukkend slaan? Waar kry 'n mens antwoorde vir daardie seer vrae? En tog weet ons dat u in 'n moeilike tyd gebore is. 'n tyd toe wêreldgeskiedenis deurmekaar is en niemand weet waarheen en waar die antwoorde vandaan kom nie, het die hemele uitgeroep saam met engele en sterre en wyse manne van ander lande, dat God 'n oplossing het. Dat daar 'n antwoord geskrywe is in die geskiedenis, wat vir elkeen van ons tot vandag toe nog kan sin maak. En tussen hierdie deurmekaar emosies wat 'n mens kan beleef, wil ons eers weer ons geloof kom anker in 'n God wat in beheer is. 'n God wat vir ons mens geword het en vir ons kom leer het om asem te haal saam met die ritme van 'n godseisoen. En al kan ons nie altyd glimlag oor dit wat rondom ons gebeur nie, kan ons stil tevrede wees om te sê, daar is 'n kind vir ons gebore. 'n Kind is aan ons gegee. En hy is die antwoord op die stikkindheid van ons wêreld. Here, sal u dan vanmôre ook deur u woord met ons elkeen kom praat en vir ons so kom 'n rustigheid gee, maar ook 'n sekerheid bring, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan oor die seisoen waarin ons ingaan. Nie net hierdie tyd van die jaar nie, maar ook die seisoen van ons eie lewens. Dat ons kan vrede vind in die heerlike wete dat ons behoort aan 'n God wat vir ons liefhet en mens geword het, onder ons kom woon het, vir ons aan 'n kruis kom sterf het, wat in 'n graf begrawe is, maar op die 3de dag opgestaan het. En hy wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal kom om te oordeel, en ons sal saam met hom by 'n feesmaal aansit. Breek u woord vir ons oop. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Geliefdes, ek wil graag vir ons 'n gedeelte lees uit Jesaja hoofstuk 7. En ek wil graag vanaf vers 10 met u saam lees. Jesaja 7 vanaf vers 10. Nie lank hierna nie, het die Here my met hierdie boodskap na koning Agas gestuur. Vra vir 'n teken van die Here jou God, enigiets wat jy wil, en maak dit so moeilik as wat jy kan. Maar die koning het geweier. Nee, het hy geantwoord, ek sal nie die Here beproef nie. Toe het Jesaja gesê, luister baie mooi, jou koninklike familie van Dawid. Jy is nie tevrede om my geduld te beproef nie. Jy beproef julle God se geduld ook. Nou goed dan, die Here sal dan self 'n teken kies. Die jong vrou sal verwagtend raak. Sy sal geboorte skenk aan 'n seun en hom Immanuel noem. Teen die tyd dat die seun oud genoeg is om dikmelk en heuning te eet, sal hy genoeg weet om te kies wat reg is en te verwerp wat verkeerd is. Maar voordat hy kan kies tussen reg en verkeerd, sal die 2 konings vir wie jy so bang is, albei dood wees. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In die tyd toe die koninkryk van Israel geskeur het, was Jerobeam en Rehabeam die 2 konings van die 2 verskillende ryke gewees, nadat dit geskeur het. Israel was die groot ryk, die 10 stamme groot, met hulle hoofstad gesetel in Samaria.
En Juda was die klein deel van Israel wat oorgebly het en wat gekies het om te luister na die profete en die priesters wat by die tempel van Jerusalem aanbid het. Jerusalem was die hoofstad van Juda gewees. So in die totale Israel, wat in Dawid se tyd en in Salomo se tyd regeer het, het daar 'n skeuring gekom en 10 ryke het na die een koning gegaan en 2 ryke na die ander een toe. In hierdie tyd, toe dit gebeur het, was daar 'n politieke deemekaarspil in die wêreld gewees. 2 groot moondhede het teen mekaar in opstand gekom. Aan die een kant was dit die Assiriërs met Nebukadneser wat die hoof van daardie koninkryk was, 'n enorme ryk. En aan die suidekant van Israel was dit Egipte met Farao en sy dinastie. In hierdie tyd was daar 3 lande wat in die middel vasgevang was. Israel, Juda en Aram, die Arameërs. Hulle het die hele tyd gewonder, want hulle was in die middel van hierdie 2 ryke. As hierdie 2 ryke by mekaar wou oorlog maak, sou dit op hierdie grondgebied gebeur het. En hierdie 3 klein, onbelangrike rykies tussen hierdie 2 groot koninkryke probeer dit vermy so ver as wat hulle kan. Dis die jaar 734 voor Christus en dinge tussen Jesaja en koning Agas is relatief kalm. In 3 geslagte van konings het dit van middelmatig goed na vrot gegaan. Eers was dit koning Usia, en toe sy seun koning Jotam, en toe sy seun, met ander woorde Usia se kleinseun, wat die koninkryk geërf het, naamlik Agas. Op daardie stadium was Agas nog so hinkende, watter kant toe sal ek gaan? Hoe gaan ek hierdie koninkryk bestuur? Hoe gaan ons deur hierdie politieke vaarwaters kom? Af en toe sou die koning van Juda nog die profeet inroep, die groot profeet, kom ons sê maar in vandag se tyd, die moderator inroep en sê, kom gee vir my raad oor hoe moet ons die land bestuur, waarheen gaan ons, hoe gaan ons dit doen? En sou hy na die priesterdom luister, kom ons sê dan maar na die kerk en na wat synode se besluite was, en hulle sê, maar kom ons rig onsself op grond van hierdie inligting, en dan maak ons land se besluite op grond van dit. Dit het duidelik geword dat Agas, soos wat die tyd aangegaan het, minder en minder 'n audiensie met die profeet Jesaja aangevra het. Dit was duidelik dat die tyd is besig om te draai en dat koning Agas se gedagtes is besig om weg te gaan van God se regering in Juda na sy eie planne en 'n eie politieke stelsel wat vir baie mense 'n ongemaklikheid was. Tradisioneel sou Juda die een wees wat na die profete en na die priesters luister. Maar in koning Agas se tyd al hoe meer weg van God se plan, God se stem in hulle lewens. En Jesaja wag dat koning Agas by die punt moet kom om te sê, ek is nou klaar met jou. En dat Jesaja weer vir hom kan sê, gaan jy voort op jou pad, maar jy gaan sonder my, en jy gaan sonder my seën, en jy gaan sonder my gebede die pad vorentoe aanvat. En dan roep die Here vir Jesaja om koning Agas te gaan sien in hierdie moeilike tyd. En hy kom verskyn voor Agas en hy sê vir hom, vraateken sodat jy die antwoord kan kry om te weet, God weet wat hier aangaan, God is in beheer van wat hier aangaan en God het 'n plan met dit. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. God sal in beheer wees. Jy kan God vertrou. Vraateken sodat jy hierdie rustigheid in jou gemoed kan kry. En dit klink vreeslik vroom as Agas reageer en sê, nee,
ek gaan nie die Here beproef nie. Wat hy eintlik sê is, ek het klaar my mind opgemaak, ek gaan nie luister na God se plan nie, ek wil nie meer jou stem hoor nie, ek stel nie belang nie, ek het klaar besluit watter rigting gaan ek Israel in lei. En dis die finale breuk wat tussen die koning Agas en Juda se tradisionele regeringsstelsel gebeur het, naamlik dat God is in beheer en God sal ons lei, God sal ons beskerm, ons kan hom vertrou. Agas vra vir 'n teken, maak dit so moeilik as wat jy wil. Want hoe moeiliker jy die teken maak, hoe belangriker, hoe makliker sal dit wees vir God om vir jou te wys, ek is in beheer, jy is veilig, vertrou my, stap die pad saam met my. Agas is nie op 'n plek om te dink dat God kan meer ingryp in sy omstandighede nie. Hy sal eerder nou kies om te vertrou op sy eie wysheid, sy eie kragte, sy eie insigte. Klink dit vir jou asof dit al in jou hart gebeur het? Dat jy weet die woord van die Here sê vir jou, doen A of doen B, en jy neem doelbewus 'n besluit en sê, ek gaan nie hierdie resep volg nie, ek gaan my eie kop volg. Enigeen van julle al wat julle eie kop gevolg het en weet dit was teen die Here se besluit en dit nogtans gedoen? Hoe het dit vir jou uitgewerk? Ek sien die koppe skud, my kop skud ook beslis. Dit het nie goed uitgewerk nie. En dit is die situasie waarin koning Agas nou op die oomblik sit. Het jy ook al jou eie kop op so 'n manier gevolg, dat jy net besef, maar ek is nou met hierdie ding buite God se plan, buite God se wil, en ek is nou op my eie. Jy sien, ons het die manier as gelowiges om baie dikwels dit in iemand anders raak te sien. En as ons sien hoe iemand anders dit doen, dan kan ons asem wegskrik en sê, hoe is dit moontlik? En tog het ons dit almal al self ook gedoen. Dit pas 'n mens om ook met Kerstyd in die spieël te kyk. So Agas vertrou nie op God se hand in sy lewe nie. God se beloftes klink vir hom onrealisties en daarom sal hy eerder op sy eie idees konsentreer. Want hy kan mos sien wat hier gebeur. Hy kan mos sien. Dit staan, die laaste 2-3 jaar het dit gebeur. Koning Resin van Aram en koning Peka van Israel het met hom kom 'n vergadering gehou. En hulle het 'n hele beraad gehad waarin hulle gesê het, ons gaan moet saam staan, want as ons 3 nie saam staan nie, gaan hier moeilikheid kom. En Agas het op die draad gesit en hy wou nie. En so het hierdie 3 onafhanklike koninkryke by 'n skaakmat situasie gestaan. En so besluit koning Resin, hy gaan vir koning Peka aanval in Israel. En hy val hom aan en hy oorwin hom en hy sê, nou word jy geforseer om saam met my te dink en nou begin hulle druk uitoefen op Agas. Ons is nou 2-1 boet, ons is nou nie meer 1-1 nie. En nou moet jy jou maak. En Agas weet nie wat hy kan doen. Want terwyl Aram en Israel nou besluit het hulle gaan Egipte se kant vat, wil Agas eintlik Assirië se kant vat. En nou is daar moeilikheid in die land. Oorlog kan dalk in die vlak in die nuwe jaar gebeur. Jesaja kyk dwars deur hierdie gemaakte vroomheid. En hy sê vir hom, luister Agas, ek weet wat jy besig is om te doen. Jy is besig om jouself uit te werk uit God se plan uit. Jy het klaar die besluit geneem, jy gaan nie God vertrou nie en jy gaan nie sy diensknegte vertrou nie. So jy is op jou eie. Maar ek sê vir jou, God gaan vir jou 'n teken gee.
'n jong vrou gaan swanger word en 'n kind in die wêreld bring, en dit gaan alles gebeur voordat koning Resin en koning Pekah dood is. Voordat hierdie twee konings wat nou vir jou so moeilikheid gee, voordat hulle dood is, gaan daar 'n kind gebore word uit 'n jong vrou uit. Daar is nog 'n ander boodskap saam met dit. Agas, jy gaan dit sien. Jy gaan leef terwyl die ander twee konings al dood is. Wees rustig, die Here is in beheer. Ek sê nou vir jou, jy kan die Here vertrou. Dis baie interessant die woord wat die Bybel hier gebruik vir hierdie jong vrou wat gaan swanger word. Dis die woord Alma. Alma beteken, dit is 'n jong vrou van troubare ouderdom, maar is nie getroud nie. Dis 'n maagd wat 'n kind gaan hê, maar die maagd gaan nie op daai stadium getroud wees nie. En as daai ding gebeur, wil ek hê jy moet weet, dat ten spyte van die feit dat jy God nie wil vertrou nie, God is in beheer, God weet wat hier aangaan. En so gaan Agas en Jesaja elkeen hulle eie pad. Daar gaan 'n kind gebore word. En hierdie kind sal 'n teken wees dat God is by jou en dat God jou sal beskerm en dat jy nie hoef bang te wees nie vir die konings wat teen jou saam sweer nie. Hulle sal dood wees en jy sal nog steeds leef. Kies nou reg. Kies nou om God te vertrou. Hy is by jou. Hy het jou nie gelos nie. Hy sal jou nie los nie. Al stap jy weg van hom af, hy is steeds daar op jou pad. Hy wag dat jy tot inkeer kom en hy sal jou weer omhels. Kies nou reg. Kies God eerste in jou lewe. Dit sal goed uitwerk. Die geskiedenis wys ons dat Agas hierdie boodskap nie ter harte geneem het nie. En dat hy teen God en teen Jesaja gekies het. Later sou Agas vir Jesaja jag om hom dood te maak. Hy sou sy hele ondersteuningsnetwerk onder hom uitkalwe en meer as 300 ander profete wat hom ondersteun het hy met die tyd doodgemaak. En in 1 Konings 19 vind ons Jesaja in 'n ernstige depressie, uitgeput en hy sê, vat my net weg, Here, ek kan nie meer nie, ek is klaar. Ek is uitgebrand en ek het nie meer hoop of antwoorde vir die pad vorentoe nie. Dit was heel wat later, en wat hierdie spesifieke teks weer en weer gelees was, en skielik het dinge vir ander mense in 'n ander geslag begin sin maak. 'n Jong vrou sal swanger word, en jy moet hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. En toe was die wêreld ook in 'n politieke brandpunt. Hierdie keer was dit die Romeinse ryk, nadat die Assiriërs en Egiptenare heeltemal uitgewoed was. Nou is dit die Romeinse besetters, en die volk moes weer kies. Gaan hulle oë op 'n politieke oplossing hou? Gaan hulle meer fokus op die politieke speelbal waarin hulle leef? Sal hulle kan oorleef vir die pad vorentoe? Gaan God hulle kan dra en hulle beskerm? Gaan hulle fokus op die wêreld of gaan hulle fokus op God se almag? Wat gaan vir hulle die swaarste weeg? Is dit moontlik, dis die vraag wat die mense daardie tyd vra, is dit moontlik dat God beter kan weet as menslike leiers? En toe word daar 'n seun gebore uit 'n maagd, 'n jong vrou, en hy word erken as die kind wat God naby aan ons gebring het. En hierdie kind kies elke dag, vandat hy 'n klein seentjie is, om God se stem belangriker te ag as die stemme van mense rondom hom. En die skrifgeleerdes het na hom geluister en hulle het gewonder, waar kom hierdie wysheid vandaan? Maar die jong vrou het dit in haar gedagtes rondgegooi en oordink. En sy het geweet. En sy het geweet. Vriende, vandag is ek en jy in presies dieselfde situasie.
Ons sien rondom ons die magspel van regerders wat met groot koninkryke forceer dat kleiner koninkryke kan kies. Sal ons gaan saam met die Weste en Amerika of gaan ons saam met die Ooste en China? Waar staan ons oor Rusland en Oekraïne? Waar staan ons oor Amerika en Venezuela? Waar staan ons oor Israel en die Midde-Ooste? Waar staan ons en waar gaan ons heil vandaan kom? En ek en jy het ook hierdie keuse. Gaan ons fokus plaas op die wêreldmoondhede en wat vir ons die gemaklikste in ons klein landjie in die suidpunt van Afrika sal wees? Of sal ons die besluit neem wat Jesaja daar die tyd al, amper 3000 jaar gelede al gesê het, en deur daardie jare kom die boodskap konsekwent na elke geslag en na elke tydsgeleef, en vandag na my en na jou. Sal ons oë van die wêreldse politieke spel afhaal en sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n kind is aan ons gegee, en hy is die Immanuel, die God met ons. En baie mense was hiermee gekonfronteer. Daar was herders in 'n stal wat gejubel het oor 'n kind wat vir ons gebore is. Daar was wyse manne wat uit verskillende wêrelddele gekom het waarvan die Joodse geloof glad nie deel was nie. En hulle het na die sterre gekyk en hulle het 'n boodskap gekry en hulle het gesê, hierdie kind is die een. Terwyl ander konings van hulle tyd gesê het, ag nee wat, kom ons maak hom dood. Hy is net besig om my idee van politiek en hoe om die spel met Romeine te speel te bemoeilik. En later sou daar disippels wees wat tussen hierdie keuses moes maak en 'n twyfelende Thomas moes eendag kom en sy vinger in die spykermerke druk en sê, my Here en my God. En daar moes 'n harde soldaat wees wat kon opkyk na 'n kruis en sê, hy is waarlik die een. En nou is dit my en jou tyd. 2025. En die vraag wat op my lippe is vir my en vir jou terwyl ons in die spieël kyk, is hy die een vir jou? Kyk jy met nuwe oë na die kind wat gebore is met Kerstyd? Kan jy sien wie hierdie kind is en hoe belangrik hierdie seisoen is? Kan jy hom herken as die teken van God wat naby gekom het? So naby dat ons sy hartklop kan ervaar in die woord en sy beskerming ons eie kan maak. En daarom kom die oproep in my en in jou tyd, terwyl 'n wêreld daar buite deurmekaar is en ons wonder wat die politiek van 2026 vir ons inhou. Bly die een vraag, wat sal vir ons die belangrikste wees? Om te fokus op die wêreld en die koerante en die nuus met hulle fokuspunte van wie is die sterkste en wie sal oorleef, wie se wapens is die meeste en die kragtigste en wie sal uiteindelik die wêreldoorlog wen waarvoor almal vrees. Word gelowiges in Horison en in Noordheuwel rustig, haal ons asem en kies ons om te sê, maar 'n kind is mos vir ons gebore. 'n Kind is aan ons gegee. En hy is die Immanuel wat so naby gekom het, dat hy in my hart kom inkruip het en sy plek daar kom oopskop het, sodat ek met sy oë kan kyk na die wêreld om my en met sy ore kan luister na die nuus om my en met sy hande kan troos vir mense wat stikkend is en met my mond kan praat en kan hoop gee vir mense wie se kop geswaai word deur die wêreldse kyke. So wat kies jy in hierdie Kerstyd? Is dit 'n moeilike Kersseisoen
van bekommernisse oor 'n wêreld wat deur mekaar is? Of is dit 'n vredevolle vreugdetyd van 'n oplossing wat deur God vir ons gegee is? Nog omtrent 600-700 jaar voor Jesaja se boodskap van die teken, was daar 'n ander profeet wat die volk getoets het en gesê het, kom, julle moet nou kies, wie gaan julle dien? Ek en my huis. Ons sal die Here dien. Ek en my gemeente, hier in Horison, ons sal nie rondgegooi word deur die wêreld se politiek en se magspel nie. Ons is uitverkoop aan 'n hemelse Here, wat eendag sal kom om ons te kom haal, sodat ons by 'n feesmaal kan aansit. 'n Nuwe aarde, 'n nuwe hemel, 'n uitverkorenheid wat vir ons ewige bestemming is. Amen.